Sjoe familie, voordat ek sê hoe opgewonde ek is, kom ek lees uit die woord uit, want ek gaan dit alweer sê, want dit is elke week so lekker om hier te wees. Maar ek wil vanoggend die boodskap vir ons open uit Deuteronomium 6 uit, vanaf vers 4. En die woord van die Here sê, hoor Israel, die Here onze God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit op jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Familie, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Aba Vader, dankie dat ons, Here, U woord tot ons beskikking het, Here, geïnspireer deur U Heilige Gees, Here, en daar sodat ons kan glo, Here, sodat ons U stem kan hoor, sodat ons nader aan U kan beweeg. Here, en vanoggend terwyl ons so saam tyd in U woord spandeer, Here, mag U Heilige Gees dit oopbreek in ons harte en ons gedagtes. Here, maar ek bid vir ons geestelike familie hier by Therapia. Here, mag ons nie net hoorders van U woord wees nie. Here, mag ons nie net Here, kinders van die Here wees wat op die teorie ingestel is nie. Here, mag ons regtig so lief wees en so passievol wees oor U woord, dat ons dit toepas in elke lewensarea, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees, Here. Maar Vader, ons weet die standaard wat daar in Jesus vir ons gestel het, is so hoog, dat hier op aarde ons nooit daarby sal uitkom nie. Here, maar dit beteken nie dat ons as U kinders, nie in ons verhouding met U, moet nader aan U beweeg, meer soos U wees nie, meer U karaktereienskappe in ons lewens dra, Here. En my gebed is, mag ons ook vanoggend in hierdie tyd luister na wat U woord tot ons spreek, Here. Mag ons harte en ons gedagtes oopstel, sodat ons kan ontvang wat U met ons wil deel. Bid ons in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Familie, wanneer ons so, en ek weet dit kom in die Nuwe Testament ook weer voor, maar wanneer ons kyk in die wette, dan weet ons almal die eerste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele krag. Die vraag vanoggend is, hoekom moet God in ons lewens eerste kom? Is daar iemand wat 'n antwoord het, of al daaroor gedink het? Alles behoort aan hom. Ek wil vanoggend hierby stil staan, ek dink, oom Hansie sal van my illustrasie hou, nou dat hy geantwoord het. Wanneer ons dink aan hoekom God in ons lewens eerste moet kom, dan is daar die gedagte dat wanneer 'n ingenieur 'n kar ontwerp, een van ons moontlik daardie kar koop, en hierdie ingenieur vir ons sê, jy moet diesel in die kar sit vir die kar om te werk. Wie van ons gaan argumenteer en sê, nee, ons moet eerder water daarin sit, of iets anderste? As jy weet, jy ry 'n dieselvoertuig, as jy stop daarso by Hinterland, dan sê jy, want nou sê jy R150 of R200, maar dan gooi hulle omtrent nie eers meer in nie, maar dan sê jy, 50 ppm of 10 ppm, want jy weet daai kar werk met diesel. Jy gaan nie iets anders daarin gooi nie, want dit werk nie met iets anders nie. En so ek wil vanoggend die gedagte deel, as die ingenieur wat my en jou gemaak het, sê, dat hy eerste in ons lewe moet kom, is dit omdat hy weet, dat hierdie voertuie werk nie, sonder dit, wat daardie spasie moet vul nie. En ek wil vanoggend iets deel, wanneer ons egter in ons eie lewens probeer om God se spasie met iets anders te vul, dan misluk dit, ek wil sê 12 uit die 10 keer. En die rede is, die spasie wat God moet vul is so groot, en die verantwoordelikheid om daai spasie te vul is so groot,
dat niks of niemand op hierdie aarde dit kan vul nie. En wanneer ons die verwagting het dat, byvoorbeeld, kom ons begin daar, wanneer ons die verwagting het dat byvoorbeeld ons huweliksmaat daardie spasie moet vul, is dit 'n onregverdige verwagting. Want nie een van ons huweliksmaats is volmaak nie. So dis 'n simpel illustrasie, maar wanneer ons dan kyk na dit as, ek seker almal gaan dit verstaan, as jy iets in die spasie van God insit wat nie God is nie, dan kan jy dalk vir 'n oomblik dink dit kan werk, die spasie is wie het al op skool, kom ek vra, wie het al op skool so haastig by die huis weggetrek, dat jy jou skoolhemp begin vasknoop het, en nie agtergekom het dat jy die tweede knoop in die eerste knoop so gaatjie gesit het nie. Wie het dit, oom Purcell en Heinrich het dit al gedoen? Wie het dit nog al gedoen? Met wie het dit al gebeur? Gewoonlik is jy so haastig, jy kom nie agter, jy het die verkeerde knoop in die verkeerde gaatjie nie. En so in ons lewens gebeur dit, ons plaas iets in die spasie wat net God kan vul. Dan die volgende, kom ons vat dit dan nou maar, verhouding, baie van ons dan werk of finansies of een of ander materiële hulpbron of sekuriteit, status, vriende, daar is 'n baie lang lys. Die probleem is, familie, wanneer jy kom aan die einde van daardie lys en jy het alles probeer om gelukkig te wees, om die spasie in jou lewe te vul, dan kom jy agter, iets is nie reg nie. Iets voel nog steeds nie reg nie. Want net God kan daardie spasie vul. En so wanneer die ingenieur wat my en jou gemaak het, sê dat hy die belangrikste in my en jou lewe moet wees, sê hy dit omdat hy weet wat ons nodig het om te funksioneer, om gelukkig te wees, om vry te wees, om gesond te wees. So vanoggend is my tema, ek weet nie wie kan onthou nie, die vorige boodskap wat ek gebring het is ek wil gereed wees. Vanoggend, daar's die Here het eintlik so baie met my gedeel dat dit ook 'n reeks kan wees, maar ek besef ek sal die res van die jaar occupy met die inhoud, so ek gaan die gedagtes deel soos wat dit my preekbeurte is. Vanoggend se tema is ek wil toegewyd wees. En ek wil vanoggend 'n baie interessante stelling maak. Nie een van ons hier gaan iewers in ons lewe wakker word en in daai oggend besef, ek het ewe skielik 'n gesonde verhouding met die Here nie. Jy gaan nie per ongeluk wakker word en dan sit hierdie aha oomblik en dan jy die einddoel van heiligmaking bereik en jy ken die hele Pentateeg uit jou kop uit en die 4 evangelies en Openbaring. Dit gebeur nie per ongeluk nie. En julle kan my dalk nou aankyk en dink, Franco, wat sê jy? Kom ons maak dit meer relatable. Niemand hier gaan een oggend wakker word oor 20 of 30 jaar en per ongeluk 'n gesonde huwelik hê nie. Dit gaan nie gebeur nie. Daar is sekere verantwoordelikhede wat 'n man en 'n vrou moet nakom, kommunikeer en mekaar lief hê soos wat die Bybel dit vir ons verduidelik, dan kan ons dalk oor 20 jaar wakker word en dink, ons is regtig in 'n wonderlike spasie. Net so met ons verhouding met die Here kan ons nie verwag dat as ons nalat om te doen wat sy woord sê, ons net wonderbaarlik naby hom gaan beweeg nie. Dit kos dat ons die regte knoop in die regte knoopgaatjie sit. Anders gebeur dit nie. En so ek het so 'n bietjie gaan statistiek oplees, 'n steekproef van 2656 volwassenes in Amerika. En die
Hierdie statistiek is ingesamel deur die Amerikaanse Bybelvereniging. Baie interessant. Hulle het gevind dat in diegene wat gereeld Bybel lees deur 'n week, sê dan omtrent elke dag, die spanningsvlakke baie laer is as in die wat nie Bybel lees nie. Verder het hulle gesien in hulle steekproef dat die kinders van die Here wat regtig tyd uitkoop om tyd in God se woord te spandeer, baie laer angsvlakke het as die wat nie tyd in die woord spandeer nie. Ekskuus familie, interessant in Gen Z, so generasie Z, het hulle gevind dat Bybellesers die helfte minder angs ervaar as die wat nie Bybel lees nie. Dan ook het hulle agtergekom dat mense wat tyd in die woord van God spandeer, baie meer hoop het as die wat nie die Bybel lees nie. Volwassenes is baie minder eensaam, om presies te wees, 50% minder as die volwassenes wat nie Bybel lees nie. So, die lys gaan aan. Hierdie was vir my baie interessant. Daaglikse Bybellesers behaal hoër tellings op Harvard se menslike floreeringsindeks. Mense wat Bybel lees, groei, beweeg vorentoe, is positief, het hoop, waar die wat nie Bybel lees nie, aansienlik meer van hierdie dinge in hulle lewe ontbreek. Gereelde lesers stem sterk saam dat hulle groot troos in hulle geloof vind tydens moeilike tye in God se woord. En 94% van Bybellesers ervaar die bewustheid dat God omgee vir hulle uitdagings en hulle lyding op hierdie aarde. So wanneer ons die woord van God lees, is daar soveel dinge, die statistiek is oorweldigend, maar die Bybelse verband met laer stres en angs is sterker as meditasie, tyd saam met 'n vriend of selfs oefening. Dit is so gesond om tyd in die woord van God te spandeer, dat dit werklik waar lewensveranderend is. Ek glo dit met my hele hart. Inteendeel, ek glo dit in so 'n mate dat ek in hierdie kwartaal vir 'n besigheid gesê het, as hulle 40 dae lank die Bybel lees en hulle lewens nie verander nie, dan is ek bereid om, dis amper nou soos daai advertensies wat sê 'n money back guarantee. Dan sal ek iets gee, want dit is onmoontlik om tyd in die woord van God te spandeer sonder om te verander. Dit is nie moontlik nie. So ek is so opgewonde, maar ek het 'n paar vrae vanoggend, want baie keer dink ons aan onsself as toegewyde kinders van die Here. En dan as ons eintlik moet gaan stil word en kyk na ons roetines, na ons lewens, na dit wat ons in die eerste knoopgaatjie sit, dan kom ons agter, ons het beweeg van toegewyde kinders van die Here af, en hierdie is nie veroordelend nie, familie, hierdie is 'n boodskap, 'n opbouende boodskap om my geestelike familie te help en te waak teen dit, want dit gebeur in my lewe ook. So ek deel dit juis daar uit hierdie spasie. Wanneer die lewe besig raak en ons so aan die gang is, dan beweeg ons van 'n toegewyde kind van die Here af na so iets wat 'n deeltydse kind van die Here. En ek moet vandag sê, eintlik op papier kan daar nie iets wees soos 'n deeltydse kind van die Here nie. Dis alles of niks. Maar hier is 'n paar vrae vir my en vir jou, vir ons introspeksie, om net weer eens te gaan kyk of ons toegewyd is en of ons dalk deeltyds is op hierdie stadium van ons lewens. En die eerste vraag is, wanneer ons in ons dag tot dag lewe beweeg weg van ons geestelike familie af, waarheen beweeg ons gedagtes? Waantoe
default ons gedagtes. Word ons vasgevang in die, my nie verkeerd verstaan nie, die goed is 'n werklikheid en is uitdagings, maar oorweldig die brandstofpryse ons en die ekonomie en of is ons gedagtes by dit wat mamma sou genoem het, wat lieflik en loflik is, wat eer aan die Here bring? Die volgende vraag is, hoe maak ek en jy besluite in ons lewens? Raadpleeg ons Jesus of neem ons maar net besluite soos wat ons wil en dan later plak ons dalk 'n geestelike plakker daarop en sê, die Here het dit nou so goed laat uitwerk. Vraag 4, en hierdie is 'n moeilike een, waaraan bestee ek my tyd? Dis ene wat ons partykeer dink ek die mees ongemaklikste laat voel. Hulle statistiek wys, julle kan dit gaan Google, die gemiddelde selfoongebruik per dag is 4 ure. Ek haal hierdie statistiek aan, familie, want ek weet, ons ouer generasie is gelukkig dat in die eerste deel van julle lewens daar nie selfone was nie. Ons generasie wat 4 ure 'n dag op ons fone spandeer, teen ouderdom 60, 65, reken hulle gaan ons in die omgewing van 10 jaar op ons fone gespandeer het. Vandat ek hierdie statistiek begin agterkom het, werk ek alles so uit. 2 ure op jou TV, 2 maal 7 is 14 ure 'n week, maal 4, 40, 56 ure 'n maand op jou. So waaraan spandeer ons tyd? Want as ons dit so bietjie gaan kyk en uitwerk, dan is dit eintlik vreesaanjaend. Dan die 4de vraag is, wat maak my regtig opgewonde? Wat maak my kinderlik opgewonde? Is dit God se teenwoordigheid en sy liefde en sy genade, sy barmhartigheid, of is daar ander dinge in my lewe wat my meer opgewonde maak as dit? En die laaste vraag, wat breek my hart? Wat maak my hart regtig seer? Is dit wanneer mense Jesus nie ken nie, of wanneer mense buite God se wil beweeg, wanneer mense seer kry? En so vanoggend is die goeie nuus, as jy vanoggend voel dat jy in hierdie spasie van jou lewe nie so toegewyd is nie, gaan ek vandag weer eens die boodskap baie prakties maak, want ek hou daarvan as ons die woord so in ons lewens ontvang, dat ons dit eintlik kan uitleef. En dit klink dalk baie eenvoudig, maar dit was vir my ook kragtig. So, wanneer ons meer tyd met die Here wil spandeer, het ons 3 dinge nodig. Ons kan dit seker meer kompliseer, maar ek hou van die eenvoud van hierdie gedagtes. Die eerste ding wat ons as kinders van die Here nodig het, en dit sluit nou aan by ons die spasies waarin ons tyd investeer. Die eerste ding wat ons nodig het, is 'n tyd. Familie, as ons nie gaan en 'n tyd in ons dag vasmaak vir dit nie, kan ek julle beloof, ons gaan nie toegewyd wees nie, want 24 uur klink dalk baie, maar dit gaan so verby. Baie dae as ek hier by die kerk wegry, dan dink ek, ek wens daar was meer ure in 'n dag gewees. Maar as ons nie doelbewus kies om 'n tyd in ons dag uit te koop nie, dan gaan dit nie gebeur nie. So die eerste ding wat ons nodig het, is 'n tyd. En die wonderlike nuus is, Jesus het hierdie beginsel geken. So in Markus 1, moenie skrik nie, want ek weet almal is nie oggendmense nie, maar Markus 1 vers 35 sê die woord van die Here, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, en daar het hy gebid. Familie, Jesus het vroeg opgestaan om tyd uit te koop, weg van die disippels af, weg van die skare mense af wat hom gesoek het vir die wonderwerke, want hy het geweet, dis nodig om tyd in gebed met ons hemelse Vader te spandeer. So, as ons mooi daaraan dink, elkeen van ons se dag het 24 uur, en watter deel van jou dag gaan jy aan jou verhouding met die Here wy? Bygesê,
Ons almal verskil en dis deel van die mooi van die lewe. Nie almal is oggendmense nie. Ek geniet dit om in die oggend op te staan en alhoewel ek my nie as 'n oggendmens beskou het nie, het ek nou al vir so lang tyd vroeg opgestaan dat ek dink ek moet begin aanvaar ek is 'n oggendmens. En ek staan vrolik op en ek geniet dit om wakker te word en te weet hierdie is die dag wat die Here gemaak het. My vrou aan die ander kant is nie 'n oggendmens nie. So ek sê dit nie om haar te embarrass voor ons geestelike familie nie, maar as jy weet jy gaan nie in die oggendtyd uitkoop om met die Here te spandeer nie, kry dan 'n tyd in jou dag wat jy weet hierdie is my tyd met die Here. In hierdie tyd sluit ek die deure, laat die bure my nie kan pla nie, die honde en die katte buitekant, want dis my en die Here se tyd. As ons dit nie doen nie, familie, gaan dit nie gebeur nie. Die tweede ding wat ons kort, baie prakties, baie eenvoudig, julle gaan dink, Franco, hoekom maak jy dit so eenvoudig? Die tweede ding wat ons nodig het, 'n tyd, ons het 'n plek nodig, want dit is vir my baie interessant, maar ons breine assosieer die spasie waarin ons beweeg met sekere gewoontes. So wanneer ons in die sitkamer kom, sonder dat ons partykeer daaraan dink, dan sit ons die TV aan, want ons assosieer ons sitkamer met TV kyk. Wanneer ons in die studeerkamer kom, dan outomaties maak ons dalk ons boeke oop, want ons weet in hierdie spasie studeer ons of werk ons. As ons in die slaapkamer kom, dan 10-1 slaap ons, as ons nie op ons fone is nie. Want ons breine dink as ons bed sien aan slaap. In so sterk mate dat hulle van die mense wat regtig sukkel om te slaap kon geleer het, dat wanneer hulle in die kamer kom, hulle breine self sê, nou is ek moeg. So wanneer ons dan kyk vir 'n plek, Matteus 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Familie, julle dink dalk dit is nie so kragtig nie, maar is belangrik vir ons om 'n spasie in ons lewe uit te koop. En as dit by die studeerkamertafel is, wonderlik, want dan weet jy, as jy die tyd en die plek saam sit, dan weet jou brein, hierdie is my tyd met die Here en hierdie is my spasie met die Here. So ek gaan bid en ek gaan tyd in die woord van die Here spandeer. Mag ons 'n ruimte in ons lewe hê waarin ons regtig tyd met die Here spandeer. En die derde een, laaste punt wat ons nodig het. Dis nou hier waar dit persoonlik raak en waar ek vir niemand kan sê dis hoe dit moet wees nie. Ons het 'n tyd nodig, ons het 'n plek nodig en ons het 'n plan nodig. Want ons as mens doen dit baie keer, dan het ons nou ons tyd en ons plek en dan sit ons nou daar en dan dink ons nou wat nou? Begin ons by Genesis. En dan hierso by Genesis 15 of 16, party van ons wat dan nou regtig gedissiplineerd is, kom by Levitikus uit. Maar dan word jy vasgevang in daai wette van duiwe wat geoffer moet word en beeste en die voorskrifte van dit. En dan ewe skielik as jy jouself vind, dan mis jy 'n dag of 2 of 3. Want ons het nie 'n plan nie, ons lees net. Dis goed om te begin by Genesis. Maar die wonder van ons tyd met die Here is ons almal verskil. So jou tyd en plek kan 'n ander plan behels wat jou opgewonde maak, wat dalk beteken jy luister 2 aanbiddingsliedjies, dan spandeer jy tyd in gebed en dan lees jy die woord. En jy kan dalk baie lief wees vir die psalms of vir spreuke of vir prediker. Maak die plan so dat dit vir jou lekker is om tyd by die Here te spandeer. Psalm 25 vers 4 sê, Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil,
U verwag ek die hele dag. Wanneer ons 'n tyd en 'n plek en 'n plan het, dan word ons verhouding met die Here elke dag beoefen in so 'n mate dat ons, soos daardie statistiek kan sê, ons angs en ons spanningsvlakke is laer. Ons voel nie eensaam nie. Ons weet die Here maak bemoeienis met die uitdagings in ons lewens. Hy sal ons nie alleen los nie, want sy woord beloof dit vir ons. En so, tree vir tree, beweeg ons nader aan ons hemelse Vader. Want geen verhouding gebeur per ongeluk nie. En so, ek wil afsluit met hierdie gedagte, voordat ek na my slot skrifgedeelte toe gaan. So tyd terug het ons sommer 'n lekker gesprek oor dit. Want nie almal is oggendmense nie. En ek dink toe regtig hard daaraan, want in my lewe het ek al 'n paar keer gekyk na mamma en pappa en dan dink ek, ek wil so graag die skrif so ken soos hulle. Of as mamma bid, wie van mamma kan bid? As daar iemand is wat kan bid, is dit my mamma. Papa ook, maar papa sal self sê, mamma kan bid. Laat hy 'n miltsteek kry. Ek dink die fikste bidders van ons sal miltsteek kry, want sy kan bid. En dan dink ek aan hierdie goed en dan dink ek, ek sal graag soos dit eendag wil wees. Ek sal soveel kan bid. Ek dink partykeer as ek na my pa luister, dan dink ek, hy kan die hele Romeine uit sy kop uit opsê. Wat ook al Paulus gesê het, ken my pa. Vir die een of ander, hy is baie lief vir Paulus. Dan dink ek, dis eintlik, dis wonderlik. Ek het besef egter dat dit nie geluk is of toeval wat maak dat hulle die skrif ken en bid fiks is, as ons dit kan noem nie. Want die hoeveelheid tyd wat hulle in gebed en in die woord spandeer, dit is wat, en hulle is nou nie hier nie, so ek probeer ook nou nie spog nie, ek wil dit net illustreer. Die hoeveelheid tyd wat hulle in God se teenwoordigheid spandeer, maak dit moontlik dat hulle die woord ken, maak dit moontlik dat hulle kan bid. En so ons kan dalk vandag vir mekaar sê, dit is lucky, maar ek dink min goed in hierdie lewe gebeur deur luck. Die realiteit, familie, is nie een van ons het 'n verskoning om nie tyd in God se woord en in sy teenwoordigheid te spandeer nie. En so die vraag vandag is, waaraan gaan ons tyd spandeer? Gaan ons deur die lewe maar net wandel en hoop dat eendag ons per ongeluk toegewyd is, want dit gaan nie gebeur nie. Ek hoop baie dae, dis nou hierso kwesbaar. Ek is baie dae, dan staan ek op en dan dink ek, ek sal dit like om so bietjie meer fiks en geoefen te wees. Het gebeur nie per ongelukkie. Jy staan nie per ongeluk een oggend op en as jy so fris soos Heinrich nie. Hy spandeer tyd in die gym. Net so is dit met ons verhouding met die Here. Ons gaan nie per ongeluk opstaan in 'n toegewyde verhouding met God nie. En so ek sluit af met Joshua 24, tyd, plek en 'n plan. Joshua kom hier in vers 14 en hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Kies om toegewyd te wees. En dan sê hy, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon.
Laaste. Want dis een van die verskonings wat ek hoor en ek wil dit uit die weg uitruim. As mense sê, ja Franco, maar die vroeë kerk het nie die Bybel gehad nie, soos wat ons dit vandag het nie. Ja, maar die vroeë kerk het ook nie karre en elektrisiteit en Netflix gehad nie, so as ons dan nou volgens daai standaarde wil leef, dan gaan dit ook bietjie anders te lyk. Ons kan nie dit as 'n verskoning gebruik nie. Johannes sê, die woord van God is tot ons beskikking, sodat ons kan glo. So ons het die Bybel. Hoe bevoorreg is ons nie, om dan te kan sê, vir die samelewing om ons, kies julle wie julle wil dien, of dit Pride is, of Netflix, of dit maak nie saak nie, kies vir jou wêreldheersers, Trump of ek gee nie om nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, ons sal toegewyd wees, ons sal tyd uit ons dag uitkoop, om by God se voete te sit, want dit is die enigste een, wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons self eers weet, wat ons nodig het. Familie, so vandag is die uitdaging en die vraag, nie een van ons het 'n verskoning nie, net soos wat nie een van ons 'n verskoning het, om dalk 'n gesonder leefstyl te leef nie, of vir my om meer te gaan, sien ek tik nou myself oor die vingers, ek het nie 'n verskoning om nie te gaan draf of om nie te oefen nie, maar net so het ek ook nie 'n verskoning om nie tyd in God se woord te spandeer nie, en niemand hier het 'n verskoning nie. Elkeen van ons kan 'n tyd uit ons dag uitkoop en sê, ek kies om 'n toegewyde lewe aan die Here te wy. En ek laat hierdie uitdaging vandag by julle familie met 'n waarborg. As jy tyd in die woord van die Here spandeer en tyd in gebed, ek wil dit sê, doen dit vir 40 dae. Toets dit vir 40 dae. As jou lewe nie verander vir die beter nie, kom na my toe. Want ek kan dit nie sien gebeur nie. God se woord verander lewens. Gebed verander lewens. Dit vat nie die uitdagings weg nie, maar dit laat jou weet, daar is so 'n goeie en getroue hemelse Vader wat bemoeienis maak met jou in die oomblik waarin jy sukkel. So my uitdaging vandag is, en nie Januarie 2027, dis nog te ver. Hier waar ons vandag is, ek wil amper hê, en ek weet oom Perse los sy foon by die huis, so dit gaan nie, en dis ook elk geval, maar as jy vandag voel, as ek daai vraag vat van die introspeksie, ek is nie so toegewyd nie, dink nou in jou gedagtes, watter tyd in my dag, in watter plek, en wat is my plan, sodat ons môre kan begin, tyd uitkoop. Selfs net die week wat kom, sal beter wees, wanneer ons toegewyd tyd aan die Here spandeer. So, familie, dis so prakties soos wat ek het kan bring. Kry 'n tyd, kry 'n plek, kry 'n plan, spandeer tyd met die Here, dit is beter as wat enige iets in hierdie wêreld is. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons deur U woord kan beweeg, Here, en dat ons weet ons moet U eerste stel, Here, want U weet wat ons nodig het nog voordat ons U eers vra, Here, en U weet dat ons as mens die beste funksioneer wanneer ons in 'n toegewyde verhouding met ons Skepper staan. Here, want U ken ons van ons hoof tot by ons voetsole en maak nie saak wat ons in daardie spasie wil plaas wat bedoel is vir U om te vul nie. Here, niks kan die gaping vul, Here, wat vir U bedoel is, vir U Heilige Gees, vir 'n verhouding met U nie. Here, en is my gebed vandag dat ons sal ophou kyk na verskonings om ons, Here, dat ons sal besef, net soos die volgende persoon, het ons dag 24 uur, en ons kan vooraf kies watter persentasie van daai tyd ons in die woord van God en in gebed spandeer, wetend, wanneer ons 'n toegewyde lewe in U lewe, Here, dan raak ons meer soos U deur die tyd wat ons by U spandeer. Here, dan ken ons U woord beter, ken ons U hart beter, ken ons U karakter beter. Here, en is my gebed dat die einddoel van hierdie spasie nie kennis sal wees, of die een of ander ding wat ons in ons eie belang soek nie. Nee, Here, dat dit sal wees dat ons meer en meer die liefde van Jesus Christus tentoon kan stel in 'n wêreld wat nie weet wat hulle mis nie. Here, dat ons as U kinders alles wat ons doen in liefde kan doen,
wetend, Here, daar is nie 'n groter liefde as die liefde wat U aan ons bewys het, toe U U seun vir ons gestuur het, Jesus, en toe U vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was nie. Here, ek weet vandag die wêreld om ons het daardie liefde nodig. Here, en wanneer ons as U kinders in 'n spasie van verhouding beweeg, toegewyd aan U woord en aan 'n gebedslewe, Here, dan begin U woord, dan begin U liefde deur ons lewens te vloei, soos wat U vir ons beloof daar in Johannes Evangelie, soos 'n fontein van lewende water. Here, my gebed is, as daar van ons familie is wat hierdie week die tree gaan gee, Here, dat U hulle sal help om ten spyte van alles wat hulle aandag probeer aftrek, al die uitdagings, Here, dat hulle tyd met U sal spandeer, tyd in gebed en tyd in U woord. Here, en U woord sê vir ons nader tot U en U sal tot ons nader. Here, my gebed is in hierdie week vir ons familie wat besluit om toegewyd te wees. Here, mag U hulle ontmoet in daardie tyd, in daardie spasie, Here, in daardie plan, sodat hulle sal weet, dat hulle weet, ons dien 'n lewende God, die God wat hemel en aarde gemaak het. Here, dankie dat ons deur U seun Jesus Christus toegang het tot so 'n spasie waarin ons self met die God van die groot heelal in gesprek kan tree. Here, en dis vir ons humbling om te weet, wanneer ons in gebed na U toe kom, dan luister U na ons gebede. Dan hoor U ons harte. Vergewe U ons sondes. Ken U ons tekortkominge. Steeds noem U ons op ons name. Here, mag U ons familie seën in hierdie dag en in die week wat voorlê. En mag ons verhouding met U dit wees wat ons opgewonde maak om in die oggend op te staan. Wetend, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Here, ons loof en prys U wonderlike naam, want U is waardig om aanbid te word, en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke. As jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.